Wie se kind is jy? Daar's 'n man wat 'n liedjie sing. Wie se kind is jy? Ja, wie se kind is jy? Ek weet wie se kind is ek. Wie se kind is jy? Ek is die Vader se kind. Halleluja. Die God wat hemel en aarde geskaap het, wat ons gevorm het. Ek is sy kind. Halleluja, halleluja. Laat niemand jou minag nie, want jy is die Vader se kind. Hoor jy van my? Jy is die Vader se kind. Jy is 'n belangrike persoon. Hy sê hierso in 1 Petrus, ek is heel van my notas af, hoor. Ek is heel van my notas af, maar dit maak nie saak nie. 1 Petrus 1 vers 23, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Jy is nie jou pa en jou ma se kind nie. Jy is wedergebore uit onverganklike saad. Lewendige saad, ewige saad, heilige saad. Deur die onverganklike, julle is wedergebore deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Halleluja. Jy is wedergebore deur daardie saad wat tot in ewigheid bly. As jy wedergebore is uit daardie saad, beteken dit jy is tot in ewigheid. Want 'n boom dra volgens die saad wat hy is. As jy gebore is uit die ewige saad, is jy ewig. Halleluja. Hy sê, want alle vlees is soos gras. Wie van julle het dit al agtergekom? Jy het 'n pragtige roos daar buitekant en dan skielik een môre dan staan jy op en dan is die roos verdroog en dan is hy nie meer nie. En al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af. Maar die woord van die Here, sê maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Net so effentjies. Halleluja. Nou, ek het verlede week begin om vir julle te verduidelik van die realm van God. Die realm van God is so 'n werklikheid. En baie keer besoek ons dit net so af en toe. Julle het dit vanoggend ervaar, die krag van die Heilige Gees. Maar die Here wil nie net hê jy moet 'n besoeker wees aan daardie dimensie nie. Die Here wil hê jy moet 'n permanent daar bly. Halleluja. Permanent daar bly. Hy sê in 1 Petrus 2, sê hy, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. 'n geestelike huis. 'n geestelike huis. Partykeer konsentreer mense so op 'n gebou. Hoe lyk julle gebou? Hoe lyk julle kerk? Is julle kerk mooi? Het jou kerk 'n toring of maak nie saak of dit 'n toring of het hy hoenderhaan of wat het hy op nie. Dit maak nie saak nie, dis 'n geestelike huis. 'n geestelike huis. 'n heilige priesterdom wat geestelike offers bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. So, wie se kind is jy? Jy's God se kind. Halleluja. Nou, baie mense dink hulle kom vandaan van waar hulle pa en hulle ma vandaan kom. Soos ek nou vir julle gesê het, dit is nie so nie. Ons is geneig om in die spieël te kyk en ons sien ons fisiese self. As jy nou opstaan, jy gaan staan voor daai spieël, dan sien jy jouself en jy sê, o, ek is mooi lelik, vet, maar krom, oud, ensovoorts. En dan die plek waar jy groot geword het, speel ook 'n rol. As jy groot geword het in 'n weeshuis, dan sal dit in 'n mate bepaal wat jy van jouself dink. As 'n kind groot geword het met die idee dat pa en ma sê altyd vir hulle, man, jy is 'n nul op 'n kontrak, jy's 'n loser, jy's 'n dit, jy's 'n dat, dan sal daardie kind die res van sy lewe die merke daarvan dra
en daardie persoon sal minderwaardigheidskompleks hê. En dis waarom ons kinders opbou en ons versterk ons kinders. Maar nou gaan mense en hulle gaan na die ander kant toe en hulle sê die hele tyd vir hulle kinders, o, jy is so oulik, selfs al maak die kind droog, dan sê hulle nog steeds vir die kind, jy is so oulik, jy is maar okay, ek sien dit maar oor, jy is en bly altyd oulik, sonder om vir die kind te sê, hoorie, dit wat jy gedoen het gevolge, en jy moet die gevolge daarvan dra, en so maak ons baie keer narciste groot. Nou, 'n narcis is iemand wat hier sal inkom en hy sal nie worry oor enige iemand anders nie. Dit gaan net oor hom. En hoe dinge hom raak of haar raak. Hulle het nie 'n saak met wat die wêreld rondom hulle nodig het of iets nie. Hulle is so onsensitief vir die leiding van die Heilige Gees. En so 'n persoon kan nie gevul wees en ek wil nie sê hy kan nie gevul wees nie. Hy kan gevul wees, maar hy sal nooit leef in die volheid van dit wat die Here vir hom beplan het nie. Nou, julle weet, almal van julle het diere, almal van julle het honde. Nou, as jy 'n hond groot maak en jy maak die hond groot om vir hom toe te laat om byvoorbeeld op 'n koerantpapier sy besigheid te doen, dan sal die hond tot in ewigheid, as hy 'n koerant sien, sal hy sy besigheid op 'n koerantpapier doen. As jy 'n hond groot maak en hom leer dat dit word buite gedoen op 'n sekere plek, dan doen hy dit so. Amen. So, met gedrag word aangeleer en dit bepaal nader aan wie jy is. So as jy 'n hond gaan koop by die SPCA, dan vra jy vir die mense, is hierdie hond gehouse-train? Nou as hulle sê nee, moenie die hond vat nie. Want jy gaan ewige probleme hê met daardie hond, want hy is nie so getrein nie, hy is nie so groot gemaak nie. Hy is nie so sensitief groot gemaak om te weet, dit kom daar en dit kom daar in. So ook as jy 'n hond vasmaak aan 'n ketting, maak 'n hond vas aan 'n ketting vir 'n paar jaar. En dan maak jy die ketting los. Die hond hardloop die hele tyd op en af met waar die ketting was. Nou, Jesus sê vir ons, die gevangenisdeure is oop. Die ketting is los. En party van ons sit nog steeds binne in die gevangenis. Jesus sê, kom uit. Jy's vrygemaak. Toe Jesus aan die kruis gesê het, it is finished, dit is volbring, is die ketting van jou nek afgehaal. Halleluja, halleluja. Solank jy in sensitiwiteit wandel. Romeine 12 vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan broeders, dat julle julle liggame stel. Jou wat? Jou wat? Julle liggame stel. Wie moet dit doen? Moet God jou liggaam vir jou onderbring en jou liggaam stel? Nee, jy self moet dit doen. Dat julle liggame stel as 'n heilige, lewendige, welgevalle offer aan God. En dit is maar net jou redelike godsdiens. Dis net jou redelike godsdiens. Halleluja. Bring jou lyf en bring hom, laat hy gevul word met die Gees, dat hy gevul word met die woord van die Here. Baie mense bring hulle liggaam, maar die gedagtes is nie saam met dit nie. Jy weet, jy kan sien die lift werk, die liggies gaan aan, maar die lift gaan nie op en af nie. Amen. So die Here wil hê, jy moet wakker word in hierdie geestelike dimensie waarin jy leef. En die Here wil hê, jy moenie gelykvormig word aan die wêreld nie. Nou die wêreld dink en sê baie dinge. Die wêreld dink, ag, dis okay om te lieg en te steel en te bedrieg en ag, is okay. Lieg maar op jou belastingvorm, dis alright.
maak nie saak. Dis wat die wêreld sê. Dis nie wat God sê. So wat gaan jy doen? Gaan jy die wêreld se maniere volg, of gaan jy God se maniere volg? Die wêreld sê, ag, is alright. Skiep maar van die een kerk na die ander kerk. God sê nee, blom waar jy geplant is. God sê, wees getrou in die geringste, en oor vele sal ek jou aanstel. Die wêreld sê, ag, gaan waar jy wil, soos jy wil en wanneer jy wil. Gaan geniet jou lewe, jy leef tog net een keer. Dis wat die wêreld sê. Die woord van die Here sê, nee, laat julle soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n koninklike priesterdom. Die wêreld sê, ag, as daar omstandighede teen jou is, het jy 'n goeie verskoning om nie meer die Here te dien nie. Jy het 'n goeie verskoning. Hoor? Goeie verskoning. Die Bybel sê, daar is nie iets soos verskonings nie. Want jy sal getrou wees. Jy sal getrou wees in dit wat die Here jou geroep het om te doen. Halleluja. Nou, hy sê, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Mense, dit is die een en belangrikste werk wat ons as Christene het, is om mense te kry om hulle self te vernuwe in hulle gemoed. Want baie keer is mense wedergebore in hulle gees, maar hulle verstand dink nog steeds waar die muis ontstink. En hulle praat nog steeds waar die muis ontstink. En hulle doen nog steeds waar die muis ontstink. So, is wedergebore, maar hulle is nie oorgegee aan die gees van God nie. So, as jy nie oorgegee is aan die gees van God nie, moenie dink dat die Heilige Gees deur jou sal kan vloei en deur jou sal kan werk. Nou, hy sê hierso, jy is 'n nuwe skepsel. Nou, skepsel is nie 'n mooi woord nie. Nee. Hy sê, die Griekse woord is kaiene. Something new in quality, fresh, unprecedented, a totally new creation and a new creator. Radical, inward transformation, a brand new beginning, rather than to being rehabilitated. 'n nuwe skepsel. Jy is 'n nuwe skepsel. Amen. Ons het net gesing en ek het gesê, julle moet luister daarna. Daarom as iemand in Christus is, dis 2 Korintiërs 5:17. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe getransformeerde skepsel, 'n nuwe wese, 'n geestelike wese, 'n wese wat lyk soos wat die Vader lyk. Jy lyk soos jou pa. Amen. Moenie dink nou aan fisies nie. Nee, jy dink nou aan die foto van jou pa en jou ma, jy lyk soos jou pa en jou ma. Nee man, dink nou geestelik. Jy lyk soos wat jou geestelike vader lyk. En hoe lyk jou geestelike vader? Jou geestelike vader is groot en sterk, magtig, wonderlik. Halleluja, halleluja. Ons moet gewoond raak daaraan om te weet dat ons geestelike vader, dis soos hoe ons moet lyk, soos ons geestelike vader. Halleluja. Hy sê in Johannes 5:19 sê Jesus, voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen nie, tensy hy die Vader dit nie sien doen nie. En so sit die klein seentjie by die huis en hy sien hoe sy pa die een bottel bier na die ander bottel bier drink. En dan as hy groot is, dan doen hy dieselfde, want hy het gesien sy pa doen dit. Dis nie jou pa nie. Jou pa is die hemelse Vader. Halleluja, halleluja. Almal van ons het vaders en moeders gehad wat nie perfek was nie. Luister mooi, nie een van hulle was perfek nie. Moenie vir jou geestelike
bou op dit wat jou pa en jou ma vir jou geleer het, wat dalk 'n skewe idee was nie. Ek het groot geword in 'n huis waar my ouers baie gevloek het. Baie gevloek het. Elke tweede woord was 'n vloekwoord. Vandag kan ek dit nie uitstaan as mense vloek nie. It's so stupid. It's so stupid. Ek het groot geword in 'n huis waar drank baie keer hoogtyd gevier het. Wat ons in die nag moes vlug voor 'n pa wat sy kop nie meer gevat het nie, omdat hy te veel gedrink het. Moenie laat dit bepaal wie jy is nie. Dis nie wie jy is nie. Halleluja, ek het 'n geestelike Vader. O, halleluja, ek het 'n geestelike Vader. Die hemelse Vader is my Vader, en dit wat ek hom sien doen, dit sal ek net so doen. Ek sal nie val in die trap daarvan om te doen wat my fisiese pa en ma gedoen het nie. Jou fisiese pa en ma was nie perfek geweest nie, en miskien het hulle jou mishandel en wat. Vergeet daarvan, jy is 'n nuwe skepping, halleluja, halleluja, jy is 'n new creation, halleluja, vergeet daarvan. Ek wil tot so ver gaan om vir jou te sê, vergeet wat jou van is. Ag asseblief tog, vergeet wat jou van is. Party mense, ons het eendag vir mense gaan kuier, en as jy by die voordeur inkom, dan staan daar, ons familienaam, ons familiewapen. Nee, ons is, wat van gaan ek nou gebruik? Ons is, ons is Poggenpoels. Ons is Poggenpoels. Ja, en dan kom jy in die huis, en dan het hulle sekere meneertjies, en dan sê, julle moet ons maar verskoon, maar ons is Poggenpoels, hoor. Dis hoe ons dinge doen. Dis hoe ons dinge doen. Vergeet daarvan. Daai is menslike oorleweringe van ou mense, dit beteken niks nie. Kry vir jou 'n nuwe value system, 'n nuwe waardesisteem. Jesus sê, ek doen niks as ek nie my Vader dit sien doen nie. Julle ouens, hy was die verlosser van hemel en aarde, en hy kom aarde toe, en hy sê, hy doen nie eers iets, as hy nie sy hemelse Vader dit gesien doen het nie, en dan doen hy dit net so. Nou wie's ek en jy om nou te kom en wêreldsysteem na te volg? Die wêreld sê, ag, dis alright, jy kan maar sonde doen. Is okay, jy sal niks oorkom nie. Ag, nee wat, gaan maar, gaan doen maar so 'n bietjie. Die hemelse Vader sê, no way. Jy bly. Jy het 'n hemelse Vader, jy het 'n nuwe Vader. Halleluja, halleluja, halleluja. Sê ek het 'n nuwe Vader, 'n hemelse Vader, wat lief is vir my, wat net die beste het vir my. Hoor julle, raak ontslae van jou ou verlede. Sê vir altyd en altyd en altyd goodbye vir wat in jou verlede gebeur het. Maar raak los daarvan. Maak jouself los daarvan, sê tata, goodbye, 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 goodbye. Dis nie wie ek is nie. Ek is 'n getransformeerde persoon. Ek is 'n nuwe creation. Ek is splinternuut. Ek is blinknuut. Ek kom pas uit die fabriek van my hemelse Vader uit, waar hy my geskep het, en hy het my gemaak tot eer en verheerliking van sy naam. So moenie vir my sê ek is 'n Schulz nie. Ek wil niks weet van daardie hele gedoente nie. Net so jy ook, vergeet jou van. Mense, halleluja, weet jy? Psalm 139, vers 13. U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. God het jou gemaak. Het was nie jou pa en ma nie. God het jou gemaak. Hy het jou niere gevorm. In jou moeder se skoot
het hy jou geweef, gevleg, gehekel, gebrei, hy het jou gemaak. Vers 14, ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is, want wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. Vers 15, my gebeente was vir U nie verborge, toe ek in die geheim gemaak is nie. Ek is kunstiglik geweef uit die dieptes van die aarde. Halleluja. Mense, halleluja, halleluja, halleluja. U oë het my ongevormde klomp gesien. Nou, as 'n babatjie begin, in sy beginstadium, is dit net een sel. Dis net 'n bolletjie. En dis wat hy hier sê, U oë het my ongevormde klomp gesien. Nou die volgende is wonderlik. En in U boek, God se boek, is almal opgeskryf. Jou dae is opgeskryf in God se boek. God sal nie toelaat dat jy 'n dag voor jou tyd gaan nie. Jou dae is opgeskryf in die boek van die Here. Dae dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Ons het laas keer gesê, my naam word geskryf op die palm van sy hand. Maar vergeet van jou fisiese naam, van jou aardse naam, soos byvoorbeeld Johan Du Plessis. Vergeet daarvan. Jou geestelike naam beteken baie meer as dit. Ek dink eendag as jy in die hemel aankom, gaan jy baie verrassend verstom wees, dat hulle jou nie gaan roep by jou doopname nie. Hulle gaan nie vir jou sê, Wilhelmina Arletta Venter gebore Schulz. Nie. Hulle gaan my roep op my geestelike naam. Hulle gaan net sê Venter. Dankie, Pastor Jan. Dankie, Pastor Jan. Hoe kosbaar is dan vir my U gedagtes, o God. Hoe geweldig is hulle volle som nie. Voordat ek jou, ek is nou by Jeremia 1 vers 5, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het ek jou geken. Hy het jou geken. Voordat jy gevorm is in die moederskoot, het hy jou geken. En voordat jy in die liggaam voortgekom het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Jy is geroep voor die grondlegging van die wêreld af vir 'n spesifieke doel en 'n spesifieke geestelike doel op hierdie aarde. God maak nie foute nie. En God doen nie. Hy maak nie doubles van alles nie. Hy maak nie extras van elke ene nie. Hy maak een persoon wat kosbaar is en hy weef jou en maak jou vir 'n spesifieke doel. En jy word na hierdie aarde toe gestuur vir 'n doel. Jy het 'n doel op hierdie aarde. Sorg dat jy jou goddelike doel verstaan en uitleef. Want as jy dit nie doen nie, mors jy jou tyd. Wasted years, oh how foolish. Want jy niks vir die Here gedoen nie. Daar was 'n ou liedjie, dit was 'n ou plaat gewees, wat die ou mense altyd gespeel het. Moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet, nie een siel gewen vir Jesus. Ou liedjie, ou liedjie. Moenie leef onder dit wat God vir jou beplan het nie. Jy is gemaak tot 'n wonderlike wese. En moenie onder jou potensiaal leef nie. Bereik jou volle potensiaal in Jesus Christus. Amen. Halleluja.
Soos ek gesê het, julle is 'n uitverkore geslag, 1 Petrus 2 vers 9. 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig, om wat te doen? Om te verkondig die deugde van hom, hoofletter, wat julle uitgeroep het uit die duisternis tot in sy wonderbare lig. Hy het jou uitgeroep uit jou duisternis uit tot in sy wonderbare lig. Nou, bekering sê, dis 180% draai. Gaan speel die padpadbaan nommer 2. Dan sien julle, dis 'n draai wat so loop. Dis nie net 'n effense aanpassing van jou pad. Ag, ek gaan net so effens die Here doen. Ek sal net so effentjies die Here doen. Net so effentjies. Nee, dis 'n 180 grade draai. Dis as jy so geloop het, dan draai jy heeltemal om en jy draai heeltemal na die ander kant toe. Dis 180 degrees. Halleluja. Nou, wat is dit om te bekeer? Dis 'n besluit om te verander. Amen. Jy besluit. Maar ek wil nie meer vir myself leef nie. Want dit is stupid om vir jouself te leef. Jy besluit, maar ek gaan vir die Here leef. Dis bekering. Wat doen dit? Halleluja, wat doen dit? Dit verander eienaarskap. Jy is nou nie meer jou pa se kind nie. Wie se kind is jy? Dis my pa se kind. Ek is my hemelse Vader se kind. Halleluja, ek behoort aan hom. Halleluja, ek behoort aan hom. Jy het 'n nuwe Vader, 'n hemelse Vader. Dis hoekom die ou liedjie sê, die ou dinge het verby gegaan. Die ou dinge het verby gegaan. Ek is weer gebore. Jy kan tog nie op 2 paaie gelyk loop nie. Wie van julle kan op 2 paaie gelyk loop? As jy 'n halwe bottel brandewyn uitgedrink het, dan kan jy op 2 paaie loop. Nee. Bietjie hier en bietjie daar, en bietjie hier en bietjie daar. Maar gewoonlik kan 'n mens nie op 2 paaie loop nie. Jy sal net 1 pad loop. Amen. Net soos wat jy net op 1 stoel op 'n slag kan sit. Nou, soos ek sê, Johannes 1 vers 12, en almal wat hom aangeneem het. As jy besluit het, maar dis wie ek is, en dis hoe ek die Here gaan dien. En aan almal wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. So wie's nou jou pa en jou ma? My hemelse Vader, hy is my pa. Jesus is my pa. Die Heilige Gees is my pa en my ma. Ou Paulus sê, ek beskou alles wat ek geleer het. En onthou, Paulus was baie slim geweest. Hy was nie 'n dom ou geweest nie. Hy het in die tempel gesit en hy het die skrifgedeeltes geken. Maar toe hy Jesus Christus ontmoet op die pad na Damaskus en die Here hom van sy perd afgooi met 'n weerligstraal en toe ou Paulus daar lê en hy was vir 3 dae lank blind en die Here sê vir hom, Paulus, dis vir jou hard om teen die prikkels te skop, né? Ja, so is baie Christene. Hulle hoor die woord van die Here, maar sê, ja, ek gaan dit nie ernstig opneem nie. Ja, ek sal so effentjies. En die Here sê vir hom, Paulus, ek gaan jou wys wat jy alles vir my en my koninkryk gaan doen. Nou Paulus kom na hierdie transformasie en hy skryf en hy sê, alles wat in my verlede gebeur het, beskou ek as drek. Weet julle wat beteken drek? Dis garbage. Alles wat in jou verlede gebeur het, is garbage. Amen. Weet jy wat? Daar's net een ding wat saak maak en dit is hier oomblik van nou. Want God se naam is ek is. God se naam is nie ek
was so en so. God se naam is ook nie, ek sal dit wees nie. God se naam is, ek is. En jy moet 'n ek is mens wees. Hier waar jy is, wees 'n blessing, wees soos jou Vader. Jy is nou God se masterpiece. Halleluja. Halleluja. Want ons is sy maaksel, Efesiërs 2 vers 10. You are his creation. Hy het jou so wonderlik gemaak. Nou as jy nou iets wonderliks gemaak het en jy kyk na daai wat jy gemaak het wat wonderlik is. Ek sal nie sê ek skilder nie wonderlik nie, maar as ek na 'n skildery kyk wat ek geskilder het en volgens my mening is dit redelik goed, dan maak dit my hart bly. As ek kyk na daai skildery en ek sê, was daarom nie te bad nie. Nee. God kyk na jou en hy weet hoe het hy jou gemaak. Maar nou, jy het 'n keuse. Gaan jy wees tot eer en verheerliking van sy naam, of gaan jy wees tot eer en verheerliking van jou eie vlees en jou eie idees en jou eie dinge wat jy doen. So, Jeremia 1 vers 5, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken, ek het jou geheilig, ek het jou tot 'n profeet vir baie nasies gemaak. God het jou goed gemaak. God het jou gemaak as 'n masterpiece. Hoor jy wat ek vir jou sê? Ek gee nie om of jou een been korter is as jou ander been nie. Ek gee nie om of jou een oor skeef is nie. Ek gee nie om of wat nie. God het jou gemaak volgens sy beeld en sy gelykenis. Jy is reg net soos wat hy jou gemaak het. Jy is kosbaar gevorm. En die Here, as die Here na jou kyk, dan sê die Here is trots op jou. Die Here sê, daai is my kind. As die Here na pastoor Jan kyk en sê, daai is my kind in wie ek welbehaag het. Halleluja. Halleluja, halleluja. Want God het 'n behaag daarin om te sien dat sy kinders soos hy is. Nou, jy is nou vry van kondemnasie. Romeine 8 vers 1. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ. Dis 'n liedjie wat sê, there is therefore now no condemnation, there is therefore now. Sing saam. No condemnation, there is therefore now. No condemnation, there is no condemnation with God. Hy verkondemneer jou nie. Maar, ek gaan nou die balans herstel. Jy kan droog maak op hierdie aarde. Hy veroordeel jou steeds nie, maar jy mors jou kanse op blessing. As jy nie daarby bly nie. You are accepted in the beloved. Baie mense het groot geword en die pa het gesê, man, my kind, ek like jou niks nie. Jy weet, ek hou van jou broer en ek hou van die en daai, maar ek hou nie van jou nie. Moenie worry nie. Jesus, God sê, you are accepted in the beloved. God sê, jy is my favorite. Jy is my favorite. En onthou nou, God is nie 'n aannemer van die persoon nie. Ons is almal sy favorites. Halleluja. Ons is almal sy favorites. Halleluja. You are accepted in the beloved. En Kolossense 2 vers 10 sê hy, you are complete in him. Jy is compleet in hom. Alles wat jy nodig het hy in jou gesit deur Jesus Christus. Halleluja. En jy is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat jou die krag gee. Meer as 'n oorwinnaar. Jy's nie net 'n oorwinnaar nie, jy's meer as 'n oorwinnaar. Maar deur wie? Deur Jesus Christus. Jy kan dit nie uit jouself uitdoen nie. Jy's God se ambassadeur hier op hierdie aarde. 2 Korintiërs 5 vers 20.
Jy is geregverdig deur Jesus Christus. 2 Korintiërs 5 vers 21. Niks kan jou skei van die liefde van God nie. Romeine 8 vers 38 tot 39. Wie sal skei van sy liefde? Amen. Lekker liedjie. Jy het 'n goddelike doel op hierdie aarde. Sorg dat jy daardie doel bereik. Nou, Psalm 103 vers 20. Wag, ek gaan eers Matteus 18 lees. Matteus 18 vers 10 sê: Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie. Ek praat van die klein kindertjies, want klein kindertjies het rondom Jesus gespeel en die disippels was geïrriteerd daardeur. Nee, moet nooit geïrriteerd raak deur klein kindertjies wat in God se teenwoordigheid speel. Hoor julle wat ek sê? Jy neem nie aanstoot daaraan. En hulle is klein. Amen. Hy sê Matteus 18 vers 10. Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie. Nou wil ek net gou iets sê. Kleintjies praat van fisies klein, maar dit praat ook van geestelike kinders. Moet jy nie iemand wat byvoorbeeld in die gees is, moet nie so 'n persoon verag nie. Moet dit nie waag nie. Moet dit nie waag om te sê, o so en so, o daai persoon het weer so aangegaan Sondag in die kerk, o dit is aansit. Zip your mouth. Moenie iemand wat in die gees is verag. En die Bybel sê, alles sal jou vergewe word, maar die sonde teen die Heilige Gees sal jou nie vergewe word nie. Moenie dit wat God doen, wat heilig is, vat en dink jy kan jou mond rek daaroor en jou idees uitspreek daaroor. Laat jou mond stil wees. Hy sê, pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie, want ek sê vir julle dat hulle, wat beteken hulle? Is hulle maar net 'n woord, of is hulle 'n woord wat aandui dat dit behoort aan iemand? As ek sê, dis hele kar, dan beteken dit wat? Dit behoort aan julle. Nou, sê hy hierso, want ek sê vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is. Elke kind wat gebore word, het 'n kind, het 'n toegesegde engel wat saam met hom is, sy hele lewe. Want hy sê dat hulle engele, hy sê nie dat die engele nie, hy sê dat hulle engele. Jy het 'n engel wat die hele tyd saam met jou is, wat jou versterk. Ek het dit eendag ervaar, en baie van julle het dit dalk al ervaar. Die krag van die Here wat na jou toe kom. Ek het in 'n hospitaal gesit, langs 'n bed vir weke en weke en weke. Ek was nader so moeg nie. Ek was so moeg, ek was so uitgeput geweest. En ek het gesê, Here, just refresh me. En die volgende oomblik het ek gevoel, ek is verfris, ek is vervars, ek kan aangaan, ek weet niks van hierdie moegheid nie, ek weet niks van die swaar kry nie, ek is verfris deur die Heilige Gees. Presies dieselfde wat vanoggend gebeur het. Spirit of the living God, fall afresh on me. Refresh me. En Joel 2 sê, en dit is die verkwikking, die Heilige Gees. So hy sê, pas op, dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie, want ek sê vir julle, dat hulle engele in die hemel, die engele, onthou nou, die engele is in die geestelike realm, en hulle hoef nie hier te wees, of daar te wees nie, hulle beweeg die heel tyd, soos wat
hulle wil. En hulle gaan elke dag, hulle rapporteer elke dag aan hoe gaan dit met elke een van ons wat op die aarde is. So die Bybel sê, altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemel is. Nou, Psalm 103, vers 20. Pastoor Jan het 'n liedjie geskryf. Pastoor Jan, ekskuus, ek het nou te laat agtergekom, jy het hierdie liedjie geskryf. Engele, kragtige helde, gehoorsaam aan sy woord. Engele, kragtige helde, gehoorsaam aan sy woord. Ek sal nie vrees vir geen duiwel, is ek bang. Jesus, koning van my hart. Sy woord sal nie uit my mond wyk nie, na die verkeerde nie uitreik nie. As die duiwel klop, sal hy die deur oopmaak en hom op sy herrie gee. Gee my mag om op slange te trap, versnel my spoed na die hoogste raad. Sy naam is bo elke naam verhewe, dus kan ek jou ook vergewe. Ek stap die pad soos 'n Christen soldaat, vurig regop en kordaat. Ek skrik nie vir koue pampoen, die vyand is soos 'n drom kalkoen. Die vyand soos 'n drom kalkoen. Nee, jy het 'n lied geskryf. As jy hier op die aarde is en jy praat nonsens. Ok, wat is nonsens? Ag, ek weet nie, ek is nie die moeite werd nie. Ek sukkel my lewe lank. Ek is 'n mislukking. Ek is 'n loser. Dan staan die engel daar langs jou en die engel gaan so. Maar as jy daar staan en jy sê, halleluja, God het my gemaak 'n nuwe skepsel in Jesus Christus. Die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. Ek is God se werkmanskap, ek is God se meesterstuk. Dankie Here, U het my gemaak meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus. Weet jy wat doen daai engel langs jou? Hy rejoice, want jy spreek God se woord uit. Halleluja. Hy sê, wat sy woord volbring. As jy nonsens praat, kan hy nie daai woord volbring nie. Sorry. Jammer. As jy gemors praat, kan die engel niks daarmee doen nie. As jy die woord praat, kan die engel gehoorsaam aan die stem van God se woord. Sorg dat die manifestasie by jou uitkom. Halleluja. Psalm 103 vers 20. Engele, kragtige helde wat sy woord volbring in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Quoteer God se woord wanneer jy bid. Moenie gebedjies bid van, ag Here, hier staan ek nou alweer vandag voor U, omdat ek nie agter U staan nie. Ag Here, ek is vermoeg, ek is so gedaan, ek is so minderwaardig, ek beteken nie veel nie, Here, ek weet nie waartoe ek gaan nie, Here, ag, en so in. Jy bid belou nie. Jy bid belou nie. Bid God se woord. Hoor julle wat ek sê? Bid en sê, geen wapen wat teen my gesmee word, sal suksesvol wees nie. Elke tong wat teen my opstaan in die gereg, sal weer leef word. Ek is die kop en ek is nie die staart nie.
God het my gemaak as 'n blessing. Ek sal geseën wees met my ingaan, ek sal geseën wees met my uitgaan. My mandjie sal geseën word, my bakskottel daarin sal geseën wees. My brood wat ek bak sal geseën wees. My vee sal geseën wees. My kinders sal geseën wees. Spreek dit, engele, kragtige helde wat sy woord volbring ooreenkomstig sy woord. Praat die woord van die Here oor jou kinders. Halleluja. En dan sluit ek af met Daniël 10. Kom ons gaan na Daniël 10 toe. Nou ek gaan hom net gou hier kry want ek het hierdie skrif hier op die einde gekry nadat ek voorberei het. Daniël 10. Daniël 10 vers 2. Verskoon tog dat ek so blaai. Ek wil hom net gou hier so kry. Daniël 10 vers 2. En daardie dae het ek Daniël 3 volle weke getreur. Smaaklike spys het ek nie geëet en vleis en wyn het nie in my mond gekom nie. En ek het my glad nie gesalf nie, totdat 3 volle weke om was. En op die 24ste dag van die eerste maand, terwyl ek op die wal van die groot rivier was, dit is die Edekel, het ek my oë opgeslaan, en daar sien ek 'n man met linne bekleed, en sy heupe was omgord met die goud van Ufas, en sy liggaam was soos krisoliet, en sy aangesig soos die geflikker van 'n weerlig, en sy oë soos fakkels van vuur, en sy arms en sy voete soos blinkgeskuurde koper, en die geluid van sy woorde soos die gedruis van 'n menigte. En ek, Daniël, alleen het die gesig gesien. Kan jy sien? God kies die mense uit vir wie hy dit laat sien. Jou geestelike oë moet oop wees. As jou geestelike oë toe is, gaan jy nie sien dit wat God al klaar vir jou gedoen het nie. En dis hoekom ons in Efesiërs 2 bid, Here, open die oë van hulle verstand, sodat hulle kan sien. Halleluja. En ek, Daniël, alleen het die gesig gesien, maar die manne wat saam met my was, het nie die gesig gesien nie. Maar nogtans het hulle groot geskrik, sodat hulle gevlug het om hulle te verberg. Toe het ek alleen oorgebly en hierdie groot gesig gesien, en geen krag het in my oorgebly nie, en my gesonde kleur het aan my verander en verdwyn, en ek het geen krag oorgehou nie. As jy 'n anointing op jou kop, gaan hierdie fisiese krag van jou gaan nooit. Maar die krag van die Here is groter as die krag van dit wat jou bene is, nie. En ek het geen krag oorgehou nie. En ek het die geluid van sy woorde gehoor. En toe ek die geluid van sy woorde hoor, het ek bewusteloos op my aangesig, met my aangesig op die aarde geval. En kyk, 'n hand het my aangeraak, en my op my knieë en op my handpalms waggelend laat opstaan. En hy het vir my gesê, hierdie, Daniël, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek, en gaan staan op jou staanplek. Staan op jou staanplek. Daar waar die Here jou geroep het, staan op jou staanplek. Moenie jou pos verlaat nie. Staan waar die Here jou geroep het. Halleluja. Dis jou plek daar. Staan op jou staanplek. Halleluja. Want ek is na jou toe gestuur, en terwyl hy hierdie woorde met my spreek, het ek bewendig gaan staan. Toe sê hy vir my vers 12, wees nie bevrees nie, Daniël, want, hierdie volgende, van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het, om ag te gee, en jou voor die aangesig van jou God te ootmoedig, is jou woorde gehoor, van die eerste dag af, want jy jouself verootmoedig het, en jou gesig daarop gerig het, om my aangesig te soek en vir my te bid. Van daardie eerste dag af, het ek jou gebed reeds gehoor. Dis reeds volbring.
Maar die vors van die koninkryk van Perse het 21 dae lank teenoor my gestaan. En kyk, Michael, een van die vernaamste vorste in sy engel, het gekom om my te help. En ek het daar oorgebly by die konings van Persië. Nou, van die eerste dag af, wat jy jou hart daarop gerig het om jouself te verootmoedig. Mense, verootmoedig jou voor die Here. Moenie voor die Here gaan staan as iemand wat vol is van jouself. Verootmoedig jou voor die Here en sê, Here, hier is ek. I surrender. Amen. Oh. En dan sê die Here vir jou, geliefde man, geliefde vrou, van die eerste dag, wat jy jou hart daarop gerig het, om te bid vir so en vir so en vir so, het ek jou gebed gehoor. Engele, kragtige helde, om sy woord te volbring, as jy nie nonsens praat nie. Maar moenie nonsens praat nie. Moenie praat soos die wêreld nie. Praat volgens die woord van die Here. Halleluja. Halleluja. Daar's 'n appointed time. Jy kry 2 Griekse woorde wat tyd aandui. Jy kry kronos en jy kry kreitos. 2 Griekse woorde wat tyd aandui. Kronos is daai tyd. Tik 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 die horlosie se tyd. Is die almanak se tyd. En dan kry jy kreinos wat 'n appointed time is. Wat God sê, nou gaan ek dit doen met Leni, nou gaan ek dit doen met Desmond, nou gaan ek dit doen met so en so en so en so. Julle weet, in die Bybel, oral wat jy lees in Matteus, het Jesus gesê, my tyd het nog nie gekom nie. Wat het hy daarby bedoel? Het hy gewag vir die almanak om verby te gaan? Nee, hy het gewag vir die appointed time, dat God, sy Vader, vir hom gesê het, okay, nou doen jy dit, en nou doen jy dat. Halleluja. Kom sluit af. Vader, baie dankie. Want U het ons so wonderskoon, so wonderbaar gemaak. U het ons gemaak, 'n weinig minder as 'n goddelike wese. Here, en U het binne in ons die onverganklike saad van die woord geplaas, waardeur ons kan roep, Abba, Vader. Dankie Here vir ons hemelse Vader, wat met ons is. Dankie Here vir die Gees wat U vir ons gestuur het. Ons loof en ons prys U. Dankie Here dat elke persoon wat vandag hierdie woord gehoor het, sal doen dit wat Daniel gedoen het. Hulle self sal verootmoedig en vas en bid as dit moet. En ek dank U Here dat hulle weet dat hulle gebede word opgevang in die hemelse dimensie. En ek dank U Here dat die engele is daar om te sorg dat U woord volbring word volgens U woord. My woord, sê die Here, sal nooit ledig na my toe terugkeer nie. Dit sal doen wat ek gesê het. Dit sal gebeur. Amen. Halleluja. 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 Nou, ek het nog so baie hierso, maar